ons maak is ons oë saam toe, want Here, ons besef dat ons afhanklikheid van U af is. Ons is net gewone mense wat vandag met hartseer moet deel. Met totsiens sê, met afskeid neem. En 'n mens weet, ons weet as gelowiges, dis nie die laaste nie, ons weet dit, maar dit is nog steeds vir ons moeilik om net totsiens te sê vir Etienne en aan te gaan met ons lewens. En dan wil party mense hê, mense moet aangaan sonder om weer terug te dink, sonder om weer herinneringe te hê, net omblaai en net aangaan. En ons kry dit nie reg nie, Here. En daarom vra ons, hou U ons net vas, dat terwyl ons huil, terwyl ons hierdie smart het, dat ons aan U kan vasklou en kan weet, U hou ons vas. En daarvoor sê ons dankie. Amen. Net so een of twee praktiese reëlings voordat ons aangaan met die res van die diens. Ons gaan so reël dat ek al die pratery, ek weet Roan en Evan, gaan julle elkeen iets sê? Gaan jy, Roan, jy gaan ietsie sê, en dan gaan ek vir die weermag kans gee om 'n paar woorde te sê. Is daar nog iemand wat iets wil sê naas hulle twee? Julle is net jy wat gaan praat, nee. 2. Hierso 3. Kyk, 3, 1. Open mic. 5. Nog iemand? Goed. Ek sal nou kans gee daarvoor. Ek gaan en dan na die diens, by 'n begrafnisdiens eindig goeder so 'n bietjie meer, ek wil amper sê volledig. Mense staan by die graf en die kissak en daar's so 'n stukkie closure wat gebeur, wat 'n mens nie altyd by 'n verrassingsdiens kry nie. So ons gaan vandag aan die einde van die diens, as ons klaar is, ek die seën uitgespreek het, gaan ek nog 'n lied speel en dan kan jy rustig wat jy by die graf sou doen, hier voorkom doen by die foto en by die kerse en sommer so net 'n bietjie stil raak en totsiens sê. Ek dink 'n mens kry so 'n bietjie meer closure en dan is jy welkom om buitekant toe te beweeg en die foyer is vir gereed gemaak vir tee en koffie en verversings. So jy is so welkom om saam te kuier, om sommer net partykeer vergeet 'n mens mekaar. Ek dink ons is hierdie idee van ek is okay, ek kan op my eie aangaan, maar ek dink vandag besef 'n mens het eintlik mekaar nodig. En so oor die koppie tee of die koppie koffie, deel weer e-mailadresse en selfoonnommers uit en hou kontak asseblief. Hierdie voorste klomp mense wat hier sit, oom en tannie en julle wat kinders is en met naby is, moenie ophou om hulle te stalk nie. Hulle het nodig om te weet julle is daar vir hulle. Moenie ophou om kos aan te dra en blommetjies aan te dra en WhatsApps te stuur nie. Hulle wil regtig waar julle teenwoordigheid intens beleef. Ek gaan dan nou kan ek met jou begin, Roan, as jy sterk genoeg. Goed, ek gaan met Roan begin, dan gaan hy 'n paar woorde praat en daarna gaan ek vir jou kans gee en dan gaan ek vir julle kans gee. Is dit reg so? Goed. Julle moet maar die mikrofoon gebruik net vir Facebook Live. Ekskuus, ek het vergeet van Facebook Live se mense wat ook op is. Hulle Hallo? Ja. Okay. Hi almal. Ek wil graag so 'n paar stories met julle deel oor my pa, sodat ons hom kan onthou. Dis 'n goeie ou dae. In 1995 het Suid-Afrika die Wêreldbeker gewen. My pa het besluit om by die voordeur uit te hardloop met sy vlag in hand en die pad te vat. So 'n paar ure later, die polisie wat al vir hom soek, kom hy teruggehardloop in die straat op, nog steeds vlag in hand, maar sy klere en vel plenters. Draai toe uit, dat hy agterop 'n vreemde mense se bakkie geklim het, om in die strate te vier en afgeval het. Gelukkig kon hy die vlag bohou. Beste van alles is dat hy aangedring het, dat hy harties toe wil ry, omdat hy verder saam met oom Leon wil vier. Op 'n ander tyd het my ma hom en oom Wiekes winkel toe gestuur om tomaties te gaan koop vir 'n braai. Terwyl hulle inkopies doen, word die winkel beroof en hulle besluit toe dit is die perfekte tyd om uit te hardloop met hulle arms vol groceries. Ongelukkig in hulle escape attempt het alles bly val en die tomaties het soos sop by die huis aangekom. Mams moes maar die braaibroodjies los. In oorlog, al was hulle in moeilike tye, het hy steeds tyd gevind om stout te wees. In die aande, as sy vriende slaap, het hulle Uno's in hulle vriende se ore gegooi met 'n bietjie water, sodat die manne wakker skrik en dink hulle is in kontak.
Hy was iemand wat altyd 'n slegte situasie in 'n goeie een kon verander. En dis wie ek wil hê ons moet onthou. Vir almal wat hier is, baie dankie dat julle vandag saam ons my pa groet. Ek dink ons almal kan saamstem dat daar 'n leemte in ons lewens is wat nooit weer gevul kan word nie. Mag sy herinneringe ons berusting bring en hom altyd na in ons harte hou. Dankie. I wrote my speech in English because I know there is a few of you that are English. Goodbye is one of the hardest things we'll ever have to do. Dad, thank you for being the incredible father you were for Evan, Ruan, Nicole, and to me. You never made me or Nicole feel like a daughter-in-law. You loved us as your own. And that gift we will cherish for the rest of our lives. You were our safe place, our biggest supporter, our heart of our family. Your love was unconditional, your strength unwavering, and your kindness that touched everyone who you knew. To Dante, you were the best grandfather he could ever ask for. The love you had for him was so beautiful, although our hearts break that you won't be able to grow up with him by your side. I promise we will always tell him who his grandpa was and that he was deeply loved. And what an incredible man you were. Dad, thank you for every laugh, every lesson, every hug, and every moment. We will miss you more than words can ever express. But we carry your love with us every single day. We love you endlessly. Rest peacefully, Dad, until we meet again. Goeiemôre. Ek is Leon de Koker. Ek was geëerd om saam met Etienne Etta in die weermagte gedien het in 1987, 88 in 2 spesiale diensbataljon en in die einde 87 saam met Sessie en Meg in Angola. Ek is gevra om hierdie gedig voor te lees, maar namens ons gebede saam met julle, die familie, ons harte seer saam met julle. Die manne wat hier so ook al in diens was, van die weermag sal weet, dis 'n band wat niemand kan verduidelik nie, wat nie kan beskryf word, die ding wat ons saam deurgemaak het, los 'n band wat nie gebreek kan word nie. Ons gaan in Engels en Afrikaans 'n brief van ons bevelvoerder vir julle lees, dis ook oor die blaadjies, maar ons innige meegevoel met julle, ons weet dat die jong man, hy was baie lief vir sy kinders en die familie. En ons weet dat julle harte is stikkend, maar ons weet ook die Here sê, na die trane kom daar weer blydskap. Die son sal weer skyn in ons bid. En as daar enige iets wat ons van ons kant af, van die eenheid se kant af vir julle kan doen, asseblief moenie huiwer om te vra nie. Ek gaan nie gedig lees wat Etienne geskryf het. Gaan oor tatoeëermerke. Dis nie net blaadjies. Ek vra julle asseblief die blaadjies toe, dat jy nie kan sien dat ek verkeerd lees nie. Dis 'n grappie. Hy sê tatoeëermerke, permanente voorstellings op 'n lap van vel geets. Noukeurige beelde, herinnering uit jou lewe geskets. Met absolute vertroue vir ewig met naalde weer lê. Jou kunswerk moet uitskree wat jy daarmee wil sê. Prentjie verhaal geplaas om na toeskouers se aandag te kry. Ontbloot gelaat uit die oog van die aanskouer sy kommentaar te kry. Jou foto van betekenis vir jou eie waarde beperk. Prentjie boodskap is immers gemaak om jou geheue te versterk. Permanente letsels in die voue van 'n brein geets. Met ongevraagde beelde is herinneringe uit jou verlede geskets. Met aanspreeklike gebeure en gedagtes weer lê. Parasiete in jou brein wat jy glad nie wil hê. Nagmerrie verhaal verban om niemand se aandag te kry. Versteek gelaat diep in die voue
van jou denke om jou storie te vermy. Waarde van seer ongevraagd tot jou lewe beperk. Prentjiebeelde in jou brein gelaat, maar dit kan my glad nie versterk. Baie dankie. Good morning, everybody. Can you hear me? My name is James Starkey. First of all, condolences to the family, to the kids especially. I've had the privilege of meeting you after all of these years. Like Leon, I also served with Etienne in 1987, 1988 in 2 Special Service Battalion and 6-1 MEC. And like Leon said, you know, that bond is unbreakable. We don't need to see each other every day to be brothers. And I just want to thank her family from the bottom of my heart for giving us this opportunity. I know you don't even know me and you haven't seen me before today, but this, standing up here, giving brother in arms a final farewell, really, really means the world to me. Thank you. So this is a tribute from our commanding officer from C Squadron in 1987 and comrades of Zerust. There are 2 of them standing here next to me today. And it's an honor to have them here today and to see the support. To the Van der Walt family, friends, and all gathered here today. On behalf of the officers, non-commissioned officers, and the former members of 2 South African Special Service Battalions, Zerust, we extend our deepest condolences on the passing of our comrade Etienne Van der Walt. A soldier is measured not only by the battles he fought, but by the character he displayed, the loyalty he gave, and the friendships he forged. Etienne embodied those qualities. He wore the uniform with pride, served alongside his comrades with dedication, and remained forever part of the brotherhood that military service creates. Although the years have passed since our time together in uniform, the bond between soldiers never fades. Once a comrade, always a comrade. Together, we remember Etienne, not only as a war veteran and a soldier, but as a father, a friend, and a man who lived among us with humility, courage, and humor. His memory will remain with every man who stood beside him, marched beside him, and shared the unique privilege of military service. To his family, please know that you do not grieve alone. The military family stands with you today. Even though you don't know us, we will always be here. We're just a phone call away. We honor his service, we salute his life, and we thank you for sharing him with our country. May he now rest under the protection of our Heavenly Commander until we meet again. Farewell, Comrade Etienne. Duty done, stand down, and rest in peace, my friend. Good morning. Thank you very much to the Van der Walt family for this opportunity. Bear with me, I'm an Englishman, I'm going to say this in Afrikaans. Aan die Van der Walt familie, vriende en almal wat vandag hier vergader het. Namens die offisiere, onderoffisiere en voormalige lede van 2 SDB betuig ons die enige meegevoel met die afsterwe van ons kameraad Etienne. 'n Soldaat word nie met gemeet aan die gevegte wat hy gevoer het nie, maar aan sy karakter en loyaliteit en vriendskap wat hy opgebou het. Etienne het hierdie waardes uitgeleef. Hy het sy uniform met trots gedra en diens met sy verrig en vir altyd deel gebly het van die broederskap wat militêre diens skep. Al het baie jare verloop sedert ons saam gedien het, geweeg die band tussen soldate nooit. Eens 'n kameraad, altyd 'n kameraad. Vandag ons onthou ons Etienne nie met sy oorlogsveterane en soldate nie, maar ook as 'n vader, vriend en 'n man wat nederigheid, moed en humor geleef het. Sy herinneringe sal voorleef in die harte van elkeen wat saam met hom gedien het. Gemarsjaar en die voorreg van militêre diens gedeel het. Aan die familie wil ons sê, julle treur nie alleen nie. Julle militêre vriende, familie staan saam vandag saam met julle. Ons eer sy diens, ons bring hulde aan die lewe en bedank
julle dat julle hom met ons land gedeel het. Mag hy nou rus onder die beskerming van ons hemelse bevelvoerder, totdat ons mekaar weer ontmoet. Vaarwel, kameraad Etienne. Diens voltooi, staan af, rus en vrede. Kom ons sit sommer net rustig en sorry. Good morning, everyone, to the Van der Veld family and friends. Everyone gathered here today, thank you for allowing us as Erinklinger South Africa family to pay tribute to a man who meant a lot to us. It is with heavy hearts that we say goodbye to our dear colleague, Etienne van der Veld. Etienne joined Erinklinger in 2023, and from the beginning, he became an important part of our team. He was dedicated, professional, who took pride in his work. But more importantly, he was someone with a kind heart. He was always willing to help, always approachable, and someone who genuinely cared for people around him. Those of us who had the privilege of working closely with Etienne will remember not only his commitment to his work, but also the laughter we shared with him. He had a wonderful sense of humor. And even during busy and challenging days, he reminded us the importance of finding joy in the little moments. Those memories will remain with us forever. Etienne often spoke about his family with us with so much pride and love in his eyes. More recently, he shared the excitement of becoming a grandfather, and it was beautiful to see the happiness that it brought to him. It reminded us, beyond being our colleague, he was a devoted father, grandfather, family man, and a friend. One thing that always stood out about Etienne was his dedication. Even when he wasn't feeling well, he still wanted to contribute and support the team. That speaks volumes about the kind of person he was: loyal, dependable, and selfless. Since his passing, we have received many heartfelt messages from colleagues all over the world, as well as our customers and suppliers. They all spoke of the same qualities: professionalism, his kindness, and the pleasure it was to work with him. His impact reached far beyond our office walls. To the family, thank you for sharing Etienne with us. Please note that he was respected, appreciated, and deeply valued by his Erinklinger family. We hope it brings you some comfort to know that he made a lasting difference in our lives, in the lives of so many people. Etienne, thank you for your friendship, your dedication, your laughter, and the example you set. Your chair may be empty now, but your presence will forever remain in our hearts and in the memories we shared. May your soul rest in eternal peace. Is daar enigiemand anderster? Good morning, goeiemorgen allemaal. Firstly, I just want to thank the congregation at large for allowing this opportunity for us. As the Erinklinger group, we want to thank you sincerely from the bottom of our heart. You're the father of the house. We respect you, and we don't take this opportunity lightly. We really appreciate it. Back to Etienne. Etienne was a very, very good person. I started to grow very close to him when I started back at Erinklinger 2023.
He was one different person. He had very, very, very good qualities, which, everyone can talk about, but also he had bad qualities. One of it was stubbornness. But yes, that is how I remember him, and I will keep it close to my heart. But with all that said, he really made an impact in our lives. They always say is, when someone is no more there, you will remember him by what he has done, his successes he achieved, but mainly people forget about the impact he made in people's lives. And I can stand here today to make everyone aware that and tell everyone with proud he made a huge impact on the Eldering Klinger team. You will not be forgotten. And to the family, you are not alone. We are with you. On this strife, in this season of sadness or grief, we will be with you in it. You're not alone. We will definitely miss him, and not only for his success and what he has done, but just the presence of motivating the one that is down. From the Eldering Klinger team, family, we really, really have to put it there that Etienne was one of the persons that you can rely on. He was a good person. In the last season, when we noted he went sick, he was still the person that pushed through and wants to deliver the best. I'm not standing here and putting flowers, but the reality is, humanity, he knew that. He knew how to put a person on the pedestal when he's down. He knew how to assist the person when he needed help. But with all that said is, may his soul rest in peace. Thank you. Goed. Ek gaan vir ons nou 'n lied speel wat ons sommer net rustig kan sit en luister. Jy hoef nie op te staan en saam te sing nie, maar as jy wil saam sing daar waar jy is jy welkom. Maar sommer net om rustig te wees oor omdat ons tuis is in die hande van die Here.
teksgedeelte wat julle gevra het ek moet gebruik is Eksodus 14 vers 14. Baie mooi kort teksie. Dis Moses wat die volk antwoord, moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle nooit weer sien nie. En dan die crucial teks. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. So ek wil die lewe soos wat dit in Exodus was vergelyk met 'n journey. En kom ek begin op 'n ander punt deur te sê dat ek oupa is. Is daar nog oupas en oumas hierso in die gehoor? Dit is lekker om 'n pa en 'n ma te wees, maar joh, dit is lekker om 'n oupa te wees. Dis een van daai wonderlikste goedes wat jy kan doen. Veral as jy kinders kan teruggee, dan is dit wonderlik om dit net te grap. Maar ek onthou toe ek so eerste kleinkind gebore is, Carly, so 8 jaar terug, toe is ons saam hierso by die hospitaal, ons almal is nou opgewonde, al die oupas en oumas, daar's 3 oupas en 3 oumas, is nou 'n ander storie hoekom dit baie so baie is, maar ons almal staan nou en wag, gehoor die bevalling het goed gegaan, my dogter Marisa en klein Carly is op pad terug, en hierdie oupas, 3 oumas en Casper, my skoonseun, wat nou staan en wag vir hierdie opwindende gebeurtenis. En die suster kom in, is 'n so Indiër suster, en hulle is so toegedraai en so pers kombersie, maar hulle is so 'n mummy toegevou. Jy kan mos nou nie hande en voete sien, jy's net hierdie gesiggie wat uitkom. Maar die girl kom in, die suster, en sy scan toe nou hierdie 7 mense. En op 'n of ander manier, my skoonseun is bles, ek is grys, en die ander 2 oupas is ook bles, so sy skat toe maar, wel grys is jonger as bles, so ek moet die pa wees, dink sy, maar hulle druk toe vir hierdie klein Carly in my arm, so staan ek met hierdie klein, maar as lelik as hulle gebore is, klein gremlinkies, nee, maar nou staan ek met hierdie klein dogtertjie in my arms, en my laaste kind is 20 jaar voor dit gebore is nou, ons mans is nie goed met hierdie popspeel dingies, ons weet nie, hoe hou jy hierdie kleintjie nou vas nie, want as sy nou val, dan gaan jy vir haar sielkundige rekenings moet betaal vir die res van haar lewe, so, jy moet haar nou so vashou, en sy is woelig, en sy wriemel haar self so oop, en dan kom so klein handjie uit hierdie kombersie uit, en sy vat so om my vinger, en toe chonk ek. Because that is a miracle. It's God at work. As ek daai handjie, want jy tel nou ons outomaties 1 2 3 4 as 5 vingertjies so. Jy besef net geboorte is een huge miracle. Ek dink nie ons verstaan dit reg. Die dokters en die mediese ouens moet ons bietjie help daarmee. Dat een spermpie al die ander swem om by 'n eierselletjie uit te kom, en daar gebeur 'n wonderwerk met konsepsie en vashegting en seldeling en daai hele proses van swangerskap. Girls, julle sal nou weet, sodat jy sal die beste weet van almal. Jy het nou net so pas deurgemaak. So die ongemak, die bevalling self, of dit nou 'n keiser is of 'n normaal is, maak nie saak nie, maar dis net incredible dat hierdie kleintjie elke dag groter en groter en groter word en dan eendag gebore word. So die eerste ding wat ek sou sê van 'n journey is uit 'n beginpunt. En mag ek dit nou sommer vir ons sê wat nou al dalk 'n paar jaar ouer is. Hierdie dat jy gebore is God wat dit gewil het. Hy wou dit so gehad het. Ek weet daar's ouens wat sê, "O, gats, ek is 'n glipsie gewees." Man, dis bog. Ek weet God het jou geëngineer. Die Bybel, Psalm 139 sê dit vir ons, op 'n wonderbaarlike manier, toe daar nog nie 'n sonar naby ons was nie, het God ons aan mekaar gebrei, aan mekaar gehekel. Hy het ons geëngineer om gebore te word. Daar's 'n beginpunt en God wou jou nou gehad het op hierdie aardbol. Dit kon wees dat God sê, ek wou jou 100 jaar terug gehad het. Dan het jy nie geweet van elektrisiteit nie, of van selfone nie, of selfs van motors nie, en ek dink ook nie al was al 'n ordentlike vliegtuig waarop jy kan klim nie. Maar God wou jou gehad het in nou se tyd, ook nie oor 100 jaar nie, waar Elon Musk en al sy trawante lankal op Mars sit nie, maar hy wou jou nou gehad het, want jy is nou deel van die antwoord vir hierdie wêreld. Dalk moes jy dit hoor vandag by 'n begrafnis, maar jy is nie sommer 'n glipsie en per ongeluk en swerf maar net hier rond nie. Jy is crucial vir God. Onthou Exodus, dis waar ons gaan lees. Exodus vertel, God sê, ek is nou klaar met jou en julle in die bad deel van die wêreld. Ek begin 'n nuwe storie met julle. Exodus beteken uittog, going out.
uit die baarmoeder uit, en nou is daar 'n wêreld wat weer voorgaan. En God sê, nommer 2, daar's ook 'n eindpunt. En dis hoekom ons vandag hier is, nee. Om Etienne se eindpunt te bedink. Iemand het eendag dit mooi gesê en sê, we must start with the end in mind. So ons begin hierdie gehardlopery en ons weet nie waarheen ons gaan nie, maar dalk as ons net weer die eindelik gaan besef dat God vir ons sê, maar ek moet dit sê want dit is belangrik. Ouens, ek sê dit nou vir my as gelowige, vir medegelowiges. So as jy dit nou nie verstaan nie, ek het begrip daarvoor, ek respekteer jou godsdienstige standpunte, maar vir my as gelowige, weet ek, dat toe Etienne sy laaste asem uitgeblaas het, was God, soos hy in die begin by hom was, weer present. He was not absent. Hy was nie besig om Iran en Amerika se probleme op te los, en van Etienne vergeet nie. Dit was nie omdat die sonde die oorhand gekry het, dat is net uitgelewer aan die duiwel en sy trabante nie. Nee, God was 100% teenwoordig toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Verstaan ons dit? Nee. Het ons vra daaroor plenty. Het ons enige begrip van hoe hierdie goed werk? Nee. Maar ek weet, met my hele hart, en my hele siel, en my hele krag, en al my verstand, dat God ons so lief het, sê hy in Romeine vir ons, dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Selfs nie, in daai lysie wat hy maak, selfs nie die dood nie. Ek weet nie waar trek jy op jou lewenspad nie. Ek het verlede jaar 60 gestraik, so toe besef ek maar, o gats, as ek 80 gaan word, is 3/4 van my lewe nou verby. En dis nou statistiek nie, dis nou nie eens in reality, dis maar sommer net op papier. En dan begin jy weer anders te dink oor die lewe, en oor wat nog oor is van jou lewe. En wat 'n ongelooflike voorreg om te weet, selfs al is dit 20 jaar later of 30 jaar later, whenever jy doodgaan, ek is okay. Die proses van doodgaan is seker nie lekker nie. Geensins, niemand sê so nie. Maar die dat is in God se hande. Trouwens, hierdie is ook nie die einde nie. En vandag weet ons dit. Vandag weet ons, Etienne is nie net oorlede en God was daar nie, maar God het hom kom haal, en hy is nou saam met God in die hemel. Wat 'n amazing voorreg. Die Bybel vertel vir ons hier en daar 'n prentjie van hoe dit alles lyk aan die ander kant. Daar's nie regtig 'n volledige prentjie nie. Ons het Openbaring wat so 'n bietjie vir ons vertel van hoe dit lyk met goue strate en wit klere en mense wat sing en perde. Dit is mooi prentjies, maar ons verstaan dit nie altyd nie, maar dit is so glimpse. Ons kry so 'n gordyntjie wat oopgemaak word en dan sê weer toe. 1 Korintiërs vertel vir ons in hoofstuk 5 'n paar goedjies, in die Ou Testament is daar 'n paar, maar ons nie, maar wat ek weet is, dis wow. Dis daar waar ons God aanbid in sy volle glorie. Maar daar's 'n beginpunt en daar's 'n eindpunt. Nommer 3. Op hierdie journey is die pad nie stryd nie, maar is 'n paar opdraandes. En ek weet nie of julle die Tour de France afgelope 3 weke gevolg het nie. Daar's ook 'n paar afdraandes. En baie keer is dit afgronde. En daar's 'n paar kronkels aan die pad. En daar's 'n paar verkeerde paaie wat jy loop, afdraai paaie en verdwaal paaie. En dis deel van die lewe. Trouwens, dis hoekom ons die teks het van vandag. Want die Here sê, in hierdie ups and downs, in hierdie links en regs, en wat jy nie heeltemal weet, hoe werk hierdie bord nie, jy verstaan nie die GPS presies hoe dit werk nie, kan jy weet, ek sal julle lei. Dis incredible woorde daai. Bly kalm, toe, relax. Ek is in beheer. Julle kan toelaat dat die Here oorgaan, en dat hy dit doen. Ouens, daar's 'n mooi liedjie wat ons geleer het, ons kinders geleer het, so 20, 30 jaar terug, toe my kinders jonk was, het hierdie liedjie in Afrikaans op die circuit gekom, maar hy's eintlik al baie ouer as dit. Hy's eintlik ontstaan in 'n Afro-American omgewing daar in die suide van Amerika. In die movies wys ons altyd vir ons hierdie groen grasperk met hierdie spierwit kerkie wat so in die middel staan. En dan kom van al die kante af die mense kerk toe. En hier voor in die kerk
as jy so by die agterdeur inkom, dan staan daar 'n pastor, maar die pastor was 'n lekker bonkige ou gewees. Hy het gewoonlik 'n wit soet aangehad en 'n onderbaadjie. En hy het hierso in sy sakkie so sakdoekie gehad, so 'n pinke of 'n bloue of wat ook al. En dat hy ander een in sy hand gehad, maar dis 'n een met sweet af te vee, want hy het gepreek uit die spoegspat, letterlik, sweetspat. Maar so hy het hierdie 2 sakdoekies gehad, maar saam met hom was sy mamma, sy vrou. En sy het dieselfde kleur sakdoekie rok aangehad. En sy was die song director, sy was die dirigent gewees. En hier agter het die mammas, al die ander mammas staan die choir. En dan sing hulle 'n song wat so klink. He's got the whole world in his hands. Onthou jy daai liedjie? Hy hou die hele wêreld in sy hand. Jan de Wet het hom vir ons populêr gemaak in Afrikaans. Ouma en oupa en grootste dinosourus en kleinste fynste babatjie en al die goeters. En ons het vir ons kinders dit geleer, nee. He's got the whole world in his hands. Hy sal fight. Hy sal die fight vir ons fight. En dan vergeet ons dit. Dan leer ons dit vir ons kinders en ons het daarvan self vergeet. So my remind jy vanoggend. Hy hou ons in sy stand, in sy hand. As hierdie pad vir jou kronkelrig is, deur siekte, deur egskeiding, deur kinders wat siek raak, deur die dood, God is steeds daar om te sê, maar haal diep asem. Ek is in beheer. Nommer 4. Op hierdie trippie van ons vat ons ook 'n klompie bagasie saam. Jy het altyd 'n klompie luggage. As jy 'n vrou is, dan jy bietjie meer as 'n mans het. Party mans het ook heelwat meer eintlik. Hulle het net bietjie meer gadgets, hulle goeders is bietjie meer elektronies, maar ons almal vat 'n klomp bagasie op hierdie roete saam. En ek dink en ek verstout my om te sê, ek dink ons vat te veel bagasie. Ek dink ons vat te veel van die lewe se hardships en se swaar kry en se probleme met ons saam en ons dra dit en ons raak gedaan. Dis Augustus maand, nog nie eens Augustus nie, en die meeste mense in Afrika se skouers hang. Ons het net so groot klomp goed wat in ons koppe aangaan. Ek wil dis verkiesing wat voorlê, dis Trump en sy goeters wat moet gebeur. Daar's hierdie magte om goeders en ons is net nie meer die energie daarvoor nie. Ons is fitloos gedaan. Ek dink dit is dalk ook nodig om te sê die journey moet 'n bietjie ligter gaan. Miskien moet ons 'n bietjie van die baie bagasie afval, die onnodige bagasie, en dit terug by God plaas en sê, Here, het ons gesê relax, nou hierso gee ek dit terug. Ek hoef dit nie self te dra nie. Die laaste, beginpunt, eindpunt, dit bagasie en hierdie pad loop kronkels, en God dank vir die laaste een. Ons doen dit nie alleen nie. Hierdie trip het ons almal saam hierso wat die pad met ons loop. Ons almal loop die pad. Party van ons loop reguit en maklik, anders is opdraandes, maar ons kan mekaar ten minste aanpor en aanspoor. Ek hou so van daai teks in Hebreërs waar die skrywer van die Hebreërs sê, ouens, julle hardloop op hierdie wedloop. En dis al om die baan en 'n mens raak moeg, behalwe, kom ek sê vir julle, sê hy, op die paviljoen reg rondom julle sit 'n skare geloofsgetuies, ouens wat klaar hierdie reis gery het, gehardloop het. Maar hulle sit langs die baan op die paviljoen en cheer jou aan en sê vir jou, hou bene hou. Jy gaan dit maak. Hoekom? Daar's Abraham en daar's Moses en daar's Adam en daar's die hele rits mense. Hoekom gaan ons dit maak? Dit staan so mooi. Hou jou oog gefestig op Jesus, die volëinder van dit alles. Jy kan hierdie reis net loop, hardloop, deurmaak, as jy jou oog, met jou mind onthou waar jy was, maar ook weet, dat God vir jou iets moois in die vooruitsig het. Ek wens ek kon vir julle sê, weet jy, môre gaan dit pad makliker wees, môre gaan hierdie paadjie uitgesmoe wees, en dit gaan lekker wees, maar het werk nie so nie, veral vir julle wat hier naby sit. Vir julle is die eina reël. Jy sien, die volgende groot event is waarskynlik sy verjaarsdag. En dan sit Kersfees. En dan sit Nuwejaar. En dan volgende jaar is dit Vadersdag. En dis ander verjaarsdae en ander geleenthede. En ek wens mense kon sê, maar as dit net die switchie af, man.
Maar dis nie waar nie. Ons is mense met emosies. En daar's verskillende emosies, uiteenlopende emosies. Daar's 'n emosie van hartseer en van huil. En dis fyn. Ek weet nie wie ons geleer het, maar ons mag mos nie huil ons mans nie. Cowboys don't cry. Naas Botha het nogal so gesê. Cowboys don't cry. Man, dis nonsens. Ek is nog nooit in Noord-Transvaal vir Blou Bull gewees nie. Ek trust eerder 'n ou soos Nathaniel. Ek dink hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie. Maar Nathaniel het gesê ons mans moet in touch kom met ons feminine side. Ons mag maar huil. Girls, moenie vir ons kyk nie, dis 'n lelike gesig, maar dis reg. Daar's seker ek het in COVID tyd, ons het verskriklik baie mense in die gemeente aan die dood afgestaan. Op 'n stadium was dit 50 mense in 60 dae. 50 begrafnisse wat ons gehad het. Dit was regtig daai Delta variant, daai tyd, dit was regtig horrible geweest. En ek lees toe 'n artikel wat uit 'n mediese tydskrif uitkom en sê daar sekere toksiese stowwe wat jy net ontslaaf van kan raak, wat in jou liggaam opbou deur jou traankliere. Jy kan nie uitpiepie nie, jy kan nie uitsweet nie, jy kan nie uitspoeg nie, dit moet deur jou traankliere uitkom. En dis nodig om te huil, dis oukei, dis reg, dis deel van ons menswees. Moenie vir mekaar sê, jy moenie huil nie. Ek moet sterk wees vir my kinders of vir my. Nee, jy hoef nie. Jy kan sommer net huil. Daar's ook 'n emosie van, kom ons noem dit depro, ek voel nie goed genoeg nie, maar is nie depressie nie, sin van jy moet by 'n psigiater uitkom en pilletjies kry daarvoor of iets van die aard en verskillike berading doen nie, maar net 'n soort van ek voel nie lus vir die lewe nie. Ek trek die gordyne toe en ek gaan nie vandag werk toe nie. Ek wil net vandag bietjie onthou die COVID tyd in my pyjamas rond slof by die huis. Niks of niemand sien nie, ek voel net down. En dis oukei. Ons mag so wees. Ek weet nie hoekom ons hou nie daarvan as ander mense so is nie. Dan wil hulle, kies vir jou blommetjie. Nee, daar's tye wat 'n mens net moet saam sulk en dis oukei. Jy hoef nie altyd net cheerful en happy en smiley te wees nie. 'n Derde soort van emosie is die emosie van kwaad wees. Kwaad wees vir omstandighede. Kwaad wees omdat hy so jonk nog is en dan gesterf het. En jy's kwaad vir allerlei goedes en jy selfs kwaad vir God. En hier spring ons dominees en pastore en sê, nee, jy mag nie vir God kwaad. Ja, no. Jy mag, natuurlik mag ons. Die Bybel is vol voorbeelde daarvan, ouens. Job byvoorbeeld, maar kom ek gebruik Psalms. Psalm 23, ons ken daai Psalm so goed. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dis asof hy so op 'n rots staan en sê maar, I'm okay. Maar kom ons blaai net gou een bladsy terug. Bladsy 22. Selfe ou, Dawid, wat die song skryf, dit is 150 liedjies. Hy begin so. My God, waarom het jy my verlaat en is jy ver van my af? Dieselfde wat môre sal sê, I'm okay, het gister gesê, I'm not okay. En Here, ek dink is u skuld. U het my gedrop. En Habakuk praat daarvan, en Jeremia praat daarvan. Trouwens, die 150 psalms, 74 van hulle, net minder as die helfte, noem ons klaagliedere, lamentation psalms. Daar's trouwens 'n hele boek wat oor klaagliedere gaan. Daar's tye wat ons net met vuiste bal en op God se bors tamboer en sê, why? Dis oukei. God drop ons nie daarmee nie. Julle weet, almal het tieners gehad, né? Ons het hierso in Kruisdorp Wes gebly in so groot huis met houtvloere en as my kinders tipies tiener kwaad word vir my, dan storm hulle daai gang af, maar ek weet nie hoekom nie, my tieners word mos nou swaarder as hulle kwaad is. So hulle stap nie af na hulle kamer toe, dis jy kan hoor, hulle is nou die vieste in vir my. En ek het nooit dan as hulle so kwaad is vir my, na die studeerkamer toe gestap en hulle ID-dokumente en hulle geboortesertifikate opgeskeur of verbrand nie. Hulle bly my kinders. Ons is nog steeds vrek mal oor mekaar. Maar God is nie kwaad vir ons as ons kwaad is vir hom en vir omstandighede nie. Trouwens, en dis my laaste paar woorde. Trouwens, ek dink die manier hoe mens en nou na 35 jaar se bediening besef ek al hoe meer en meer is die enigste manier hoe mens dit kan hanteer, hierdie ding wat ons verlies noem, kan hanteer as ons op God se skoot klouter en hierso kom huil en kwaad wees en depro wees en op God se bors slaan en sê maar hoekom? Ouens, daar's baie maniere om dit te kan verwerk. Daar's baie haltes en stasies waar jy by 'n draai kan gaan maak. Jy kan vir by die apteek gaan pille kry of 'n bietjie afstap na die drankwinkel toe om 'n paar brandas te kry
jy kan dit so hanteer, jy kan dit hanteer deur jouself moeg te sweet in die gym, en jy kan dit al die ander maniere kry, en jy kan partykeer jou kop in die grond druk, en dink niemand of niks sien my nie, en probeer deny. Maar die enigste manier om mens hierdie ding regtig waar sinvol hanteer, is as jy op God se skoot klim, en met hom praat. En weet jy wat gaan vir jou fluister, terwyl jy hierso sit? Eksodus 14 vers 14. My kind, bly nou kalm. Ek sal vir jou veg. I'll fight the battle for you. Dankie Here, dat hierdie geveg vir ons en namens ons veg. Dis 'n opdraande stryd van nou af. Dit was vir ons sleg om te sien hoe Etienne swaar kry. En die mens wil dit nooit vir hom toegewens nie, maar ons mis hom, Here. Ons sal eerder hom siek by ons wil hê as gesond in die hemel. Want dis ons mense. Maar ons weet, vas en seker, U hou die hele wêreld in U hand. Ons kan relax, U is in beheer. Maak nie vir ons altyd sin nie, is nie vir ons klokhelder nie, maar ons weet ons kan op U vertrou daarvoor. Hou ons net verskrik styf vas, liefde. Amen. Ek wil hier nou die seën van die Here toebid. So ek wil vra dat almal sal staan, en dan gaan ek die seën uitspreek, die blessing uitspreek, en dan daarna gaan ek 'n lied speel, en dan is jy sommer rustig, welkom om net vorentoe te stap, die naaste familie gaan 'n rukkie vertoef, 'n bietjie langer vertoef dalk hier voor, maar dan is jy welkom om net vorentoe te beweeg en totsiens te sê. Maar hier is die blessing. Mag die Here se genade en sy liefde en sy teenwoordigheid by jou wees. Mag hy wat die Vader is, wie se hart so huge is vir jou, mag hy jou kom styf vashou. Mag sy seun Jesus oor jou lewe die wag hou, en mag die Heilige Gees, die presence van God self binne in jou wees. Forever and ever. Amen. Terwyl jy so bly staan, daar's net iemand wat die bedankings wil doen. Ek weet nie wie. Okay. Kom op my woord. Ek wil net geagte familie, vriende en almal wat vandag hier teenwoordig is, namens van die Wal-familie wil ek graag ons opregte dank uitspreek aan elkeen wat ons hierdie moeilike tyd ondersteun. Eerstens gee ons al die eer aan ons hemelse Vader vir die 58 jaar, kosbare jare, wat hy vir Etienne aan ons geleen het. Ons is dankbaar vir die liefde, herinnering en tyd wat ons saam met hom kon gedeel het. Spesiale woord van dank aan Dominee Gerard vir die bemoedigende boodskap en die vertroosting wat hy vandag met ons gedeel het. Ook wil ons opregte waardering uitspreek toe die mediese personeel van Kreeusdorp Private Hospitaal en Helen Joseph Hospitaal vir die sorg, toewyding, ondersteuning wat dan Etienne gebied het. Baie dankie aan die susters van die kerk vir die voorbereiding van die kerk in die saal. 'n Besondere dank aan Lorraine, Mandy, Roan, Ewan, met die reëlings vir die blomme, die verversings, die logistiek en al die kerkreëlings. Ons waardeer wat julle gedoen het. Dankie aan Adrie en Elmarie vir die voorbereiding van die heerlike platters. Dankie aan Mandy vir die skenking van die gebottelde water. Aan almal wat ver gereis het om vandag hier saam met ons te wees, ons waardeer dit opreg. Baie dankie, ons bedank ook Etienne se kollegas van Lien Klinker en Tom vir hulle ondersteuning en hulle teenwoordigheid ook. Dankie aan Bian Chantay vir die musiek, die pragtige slideshows en ook vir die werk wat hulle albei stilweg
agter die skerms gedoen het. Dankie aan Mandy, Roan, Ewan weer vir al julle bydraes, ondersteuning en al die reëlings wat julle gedoen het. Ons spreek ons waardering uit die afvaardiging van die weermag vir hulle wilde blyk, as ook aan elkeen van hulle wat boodskappe gestuur het, gebel het, of enige manier wat hulle gehelp het op vir simpatie en ondersteuning wat hulle betoon het. Aan almal wat die moeite gedoen het om vandag die diens by te woon, baie dankie, julle teenwoordigheid beteken vir ons baie. Laastens wil ek as broer, my suster Lorraine persoonlik bedank, van die begin van Etienne se siekte, verlede jaar tot met sy afsterwe, was sy altyd daar aan sy sy. Jy het hom na die doktersafsprake geneem, om die hospitaal bygestaan, en met liefde en toewyding na hom omgesien. Wees verseker dat jou rol as suster, met eer en liefde en getrouheid het jy het vervul. Ons is ongelooflik dankbaar vir alles wat jy vir Etienne gedoen het. Maar God elkeen van julle ryklik seën vir jou liefde, ondersteuning en omgee. Baie dankie. Dankie, jy is welkom so vorentoe te beweeg en tot ziens te sê, dan kan jy rustig uitbeweeg buitekant. Baie dankie.